Hartlike goeiemôre, dit is Vrydagoggend, ja, wat sê ek, donderdag is Vrydagoggend, absoluut 'n nuwe dag geskenk deur Abba Vader, spesiaal vir jou en vir my. Man, ek is opgewonde. Jesus is koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. My naam, Daniel Gerber, en dit is my weer 'n eer en 'n voorreg om saam met jou te kan kuier rondom God se woord. En vandag gaan ek 'n bietjie iets sê wat ons geneig is om te sê wanneer dinge nie lekker is nie, wanneer dinge verkeerd loop of goeders. Die Here straf my. God straf my, want dis hoekom ek dit verloor en dis hoekom dit met my gebeur. Ons het die hele tyd dan voel ons dat, wat het ek verkeerd gedoen om dit te verdien? Hoekom straf die Here my? Why does bad things happen to good people? Nou as ons 'n bietjie gaan kyk in God se woord, dan kan ons sien dat Job was nie gestraf gewees omdat hy iets gedoen het of nie iets gedoen het nie. Dit het gebeur. Weet, daar gerampig vind plaas. Ongelukke gebeur. Dinge gebeur in die lewe. Ons verstaan nie altyd hoekom dit gebeur nie. En hoekom moet dit met goeie mense gebeur? Want ek is 'n goeie mens. Hoekom straf die Here my dan? Wat het ek dan so gesondig dat die Here my moet straf? Is dit nie maar wat ons sê en wat ons dink as dinge met ons gebeur nie? Wat het met Job gebeur? Nee, hy is een man wat vroom was voor die Here en hy het altyd gedoen wat die Here wou, wat die Here van hom verwag het te goed. En wat het met hom gebeur? Sy hele familie is dood. Hy het niks oor gehad nie. Sy vrou en that's it. En tot sy vrou het naderhand vir hom gesê, man, vloek die Here en sterf net. Ek meen, hoekom gaan jy aan? En baie van ons sê, ja, dit het met ons beter gegaan toe ek nie die Here gedien het nie. Miskien moet ek net weer teruggaan na my ou weë. En die woord sê vir ons, hy wat volhard tot die einde toe sal gered word. En dan kan ons kyk na Johannes die Doper. Daai was 'n man gewees wat in die vrese van God gewandel het. En wat het met hom gebeur? Hy sy kop is afgekap. Wat het hy gedoen om dit te verdien? Wat het hy verkeerd gedoen in sy lewe? En dan kyk ons na ou Josef, nê, en hoe hy sy broers om verkoop het, en wat het Josef verkeerd gedoen om al hierdie bad luck in die lewe te hê? Maar hy is daar deur. En Daniel, wat het hy nie deurgegaan nie? Hy was in 'n leeukuil gegooi gewees. Wat het hy verkeerd gedoen? Hy het die Here gedien dag en nag en hy het nie skaam gewees oor die evangelie van Jesus Christus nie. En wat het hy deur? En dan die grootste prys, wat het Jesus gedoen om dit te verdien? Wat hy deurgegaan het. Maar wanneer ek en jy ons toon stamp, dan is dit God straf my. Wat het ek gedoen om dit te verdien? So ek en jy moet ons gedagtes bietjie verander en goeders weet, dat dinge gebeur. Ons weet nie altyd hoekom nie, maar ons weet, die Here sê, as ons vas staan en ons vertrou op hom, sal ons aan die ander kant deurkom. En ek wil 'n gedeelte met julle vir julle lees, Jakobus 1. En ons lees hierso vanaf verse 2, maar gaan lees maar die hele Jakobus 1 hier vanaf verse 1 tot 18, maar ek wil net lees hierso vanaf verse 2 af. Ag, dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekings val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet tot volle verwelking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en niks kort kom nie. En hoor wat sê in verse 12, hy sê, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. My boetie en sussie, ek en jy moet vas staan. Hou vas aan Jesus Christus, die versoekings gaan kom. Maar die Here bring nie die versoekings nie. Hoor wat sê vers 13, hy sê, laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan nie deur die kwaad versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. So, wanneer dinge met ons gebeur, bad things happen to good people, maar hou vas aan Jesus Christus. Hou vas, dink net aan Job, dink aan Paulus, en dink aan Daniel en Johannes en Josef, dink aan al hierdie manne, dink aan Jesus wat hy deurgegaan het. So, laat dit maar oor ons kom wat ons moet kom en goed is, maar ons sal God nie versoek nie. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja. Abba Vader, Here, baie dankie vir die woord, Here. Ja, Here, ons is so geneig om te sê, wat het ek nou alweer verkeerd gedoen, dat die Here my straf? En Here, hier sien ons dit vandag, dat Here, dat dinge gebeur. Maar al wat ons kan vra is, Here,
hou ons trou, hou ons vas, want u woord sê, hy wat volhard tot die einde toe, sal gered word. Here, baie dankie, dat ons op u woord kan staan, en ons eer u daarvoor, in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, julle moet 'n geseënde naweek hê, en onthou, alles wat jy gaan doen, van vandag af, oor die naweek, van die vorentoe in jou lewe, alles wat jy doen, moet jy God kan verheerlik, en as jy Here nie daarin kan verheerlik nie, stop daarmee, draai jou rug daarop, julle moet 'n geseënde naweek hê, God bless.